Baie welkom by die jong erediens. Dit is heerlik om saam met julle hier te wees. Dit is amptelik vakansie. Is ek reg? Ek kan hoor dis 'n vakansie. Van julle lyk vir my 'n bietjie vakansie het nie getref vir jou nie. Maar sterkte vir julle. Geniet dit. Dis lekker dat jy saam met ons hier is. Ons is in hierdie vakansie, hierdie maand gaan ons so 3 of 4 sondae hê waar ons 'n bietjie iets anders gaan doen, waar ons na 'n paar weird Bybelstories gaan kyk, wat almal so op dieselfde hart het, en dit is om ons iets te leer van wie God is, uit tekste wat partykeer bietjie vreemd is, wat mense of nie, ons lees dit nie lekker nie, of ek skiep so 'n bietjie daai deel, want dit is net weird. Ek weet nie van God te dink as ek hierdie ding lees nie. Dis juist lekker tekste om hom te leer ken. So, dis waar ons gaan inspring. Al afkondiging wat ek vir julle het vanaand, is dat as hierdie vakansie verby is dit dramaties. En dit is baie opwindend. So as jy nog nie by, wie van julle was nog nooit by 'n dramaties gewees nie? Ek weet dis kom vir julle wat redelik nie is. Wie was nog nooit by 'n dramaties gewees nie? Chat jou nie, ons weet net jy's redelik nie. Dit is belaglik. Een keer 'n jaar. Nou is dramaties. Dis Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag aan. So dit begin die 26ste Julie. 26, 27, 28, 29. So hy Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag aand is hierdie plek iets heeltemal anders. So hier deur die vakansie gaan ons al moet begin bou en werk daaraan. Maar jy gaan nie inkom en dit gaan nie vir jou lyk soos 'n kerk nie. Dit is 'n belewenis wat daai 4 aande gebeur. Elkeen van die 4 aande is heeltemal anders. Almal van hulle vertel een groot storie saam. As jy ergens enetjie mis, want jy kon nie anders nie, daar is so 'n recap, so as jy nou jy was Sondag hier, jy was Maandag hier, maar Dinsdag kon jy nie wees nie. Jy kom Woensdag, jy gaan 'n recap kry, jy weet dit self gister op dramaties. En so ons sal jou die prentjie inkry, maar dis 'n amazing week. En hier's gewoonlik sop en brood en popcorn en staf wat ons weggee, en dis 'n groot kuier, en Journey is oop, jy kry vir jou koffie of chocolate, en hier's 'n klomp mense. Dis 'n regte fees, en ons sien uit daarna om jou saam met ons hier te hê. En na die tyd, net soos wat daar vanaand ook, na elke Sondag aand is daar die saal, kan jy gaan tafeltennis speel, en fingerbord speel, en kuier saam met ons. Dis ons heerlik dat jy hier is. That said, as ons by mekaar kom in die erediens, is ons hier omdat God my en jou innooi by hom. Nie omdat ek 'n plek verdien by hom nie. Nie omdat ek nou goed genoeg was, en ek het 'n mooi week gehad, en ek was nou soet gewees, en ek mag maar by God kom wees nie. God nooi my en jou in, omdat hy kies om ons by hom te hê. Omdat hy kies om te sê, jy het 'n plek by hom. En na elke erediens begin ons met hierdie woorde. God groet ons met die woorde, genade en vrede vir jou. God se huis, God se hart, God se arms is wyd oop vir jou. En ek en jy die voorreg om in sy teenwoordigheid te mag wees. Heilige, almagtige, wonderlike God, U wat nog altyd was, U wat altyd sal wees, en U wat hier en nou vanaand is. U wat ons intrek in teenwoordigheid. Dankie. U liefde, U genade is meer as wat my kop kan verstaan. Maar ek kan nie daarvoor loof. Ek kan vir U kom dankie sê daarvoor. En dit wil ek graag doen vanaand. En wanneer U met ons praat, bid ek Heilige Gees, maak ons oë, ons ore, ons harte oop, dat ons niks van dit mis nie, dat ons in hierdie ontmoeting met U vanaand regtig hoor wat U hart is. Al die lof en al die eer, my God, net aan U. Amen. Ons gaan God dien en loof en offer met ons offergawe, ons dankoffer. Dis 'n manier hoe ek vir God sê, ek vertrou hom met wat ek is en wat ek het. En daarna gaan ons saam worship.
Julle kan vir ons staan. Ek wil jy my persoon langs jou 'n massive high five gee. En sê vir die persoon voor jou en agter jou jammer dat jy hulle nie gekies het nie. In hierdie tyd van wat ons nou ingaan in worship en wil ek regtig jou uitnooi. Vanaand is jy in 'n tyd klaar met eksamens, klaar met al die goed wat jou kan pla. In 'n tyd van jy is in vakansie, dis lekker. In 'n tyd van jy nou kan rustig wees en nie hoef te worry oor enigiets akademies nie. Ek nooi jou dan uit vanaand in daai rustigheid. Prys die Here vir hierdie seisoen wat verby is. Prys hom met alles wat jy het. Wees dankbaar vir wat gebeur het deur hierdie jare. Jou eerste semester is klaar, alles is verby. Prys hom daarvoor, worship hom daarvoor. Hierdie is 'n manier om hom te worship daarvoor. So ek nooi jou uit om saam met ons in worship, jou hande hierdie dak te lig saam met ons vanaand en jou hart oor te gee vir U. Sing saam met ons.
one word, you calm the storm that surrounds me. In just one word, the darkness has to retreat. In just one touch, I feel the presence of heaven. In just one touch, my eyes are open to see. I can't help but believe there's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Yeah, just one word, you heal what's broken inside me. Yeah, just one word, and you revive every dream. Just one touch, yes, just one touch. I feel the power of heaven. Yeah, just one touch. My eyes are open to see. I can't help but believe there's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, there's nothing that our God can't do. It's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, yeah. Oh, 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 yes, see now, I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, there's nothing that our God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, there's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh, there's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do.
Heilige Gees van God, wanneer ons stil raak vir U, wanneer ons hier kom worship, wanneer ons hier is, ons vra Heilige Gees dat U ons oor ons harte sal oopmaak, help ons om U stem te hoor, wanneer ons die woord oopmaak, wanneer ons God se stem hoor, nie vir my nie ons eie idees nie, niks anders, ons wil hoor wat God vir ons sê, oor wie hy is, en ons kan lewe saam met U. Amen. Ek wil jou nooi dat jy jou Bybel sal oopmaak by Genesis 22. Maklik een. Eerste boek in die Bybel, Genesis. So ek het gesê, ons gaan vir 'n paar sondae fokus op paar van die amper weer stories wat ons in die Bybel kry. Daar's baie. Maar hierdie spesifieke stories wat, hulle is dalk so 'n bietjie vreemd, maar hulle leer ons iets oor wie God is. Oor wie hy is, oor hoe hy is, oor hoe ons met hom saamleef. En Genesis 22 is 'n baie lekker plek om te begin met dit. Tineke, net vir jou. So, ons spring in, lees dit saam met my, lees dit in jou Bybel, as iets vir jou uitstaan, merk het, dink aan, ons gaan nou daaroor gesels. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. Nou, as jy nie die storie van Abraham goed ken nie, dis die backstory, die man is 100 jaar oud, hy bid vir dekades lang vir God, hy wil so graag 'n kind hê. Hy het nie 'n kind nie. Toe hy 100 is, sy vrou 90 is, toe gee God vir hulle uiteindelik hierdie seun. Ek meen, dit is wonderwerk bo wonderwerk. It doesn't happen, hoor? As jou ouma op 90 'n kind kry, sterk weer oupa. Dit is weird. Dit gebeur nie, né? Is onmoontlik. 90 kry sy die kind, sy het vir Isak. Hy het uiteindelik die seentjie waarna hy sy hele lewe lank na uitsien. Die een wat God vir hom beloof het, ek gaan vir jou 'n nageslag gee. Hulle sal baie wees soos die sterre in die hemel en die sand in die see. Kry daai prentjie ook op. Dis die kind wat Abraham het. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. As dit nie vir jou 'n baie bekende storie is, doen alles in jou vermoë om vanaand dit, lees dit en dink jou in, hierdie ding gebeur nou. Dit speel nou af. Hier's Abraham. God sê vir hom, vat jou seentjie, jy gaan hom as 'n brandoffer offer op 'n berg vir my. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham by die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid, en dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel, en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa? En Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo die hout. En net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien, jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien.
Wat staan vir jou uit in die storie? Wat is vir die weirdste ding in die storie? Kom. OK? Dis 'n goeie vraag. Nog wat is jou weer? Phoebe, wat is jou weer? Hoekom vir Abraham het gedoen het? My liefie, hy het net een gesien gehad. Ek het 3 kinders, ek begin verstaan. Nog, wat is jou vreemde die storie? Hoekom het Isak nie pad gevat nie? Jy kan nie stupid nie, hy begin agterkom hier's fout, né? En as baie ons lees dit baie maklik as Abraham het gesê God sal voorsien. Dit beteken Abraham het gedink God gaan iets anders gee nie. Die taalgebruik sê Abraham het eintlik gesin speel op het God het klaar voorsien. Hy het vir Isak gegee. Nog, wat is nog vir hom? Jy sit so met die bek vol tande nie? Kan jy sê dis nie vir jou weird nie? Wat is vir jou vreemd? Weet jy wat staan vir altyd uit vir die storie? Wat vir my regtig die weirdste ding in die storie is? Dat Abraham net gegaan het. En as jy die seun is, sou jy nie graag wil hoor dat jou pa dan bietjie fight hieroor nie. Sorry my seun, maar papa dan vir 'n week lank gestoei met die Here hieroor. Ja. Die volgende môre vat Abraham die donkie, pak hom, saal hom op en dan gaan hy. Hy klink nie eens verras nie. Ek is seker dit was hartseer, maar hy klink nie eens verras daaroor nie. Ons hoor hoe veg Moses met God oor goed. Ons hoor hoe veg Jakob met God oor goed. Ons hoor hoe veg Abraham met God oor hoe graag hy hierdie seun wil hê. Nie 'n woord oor hierdie nie. Hy het die donkie gelaai die volgende oggend en dan gaan hulle. So die storie het hierdie 3 bewegings. So God stuur hom en sê, gaan na Moria toe, ek gaan vir jou plek aanwys, jy gaan 'n altaar bou, jy gaan jou seun offer. Tweede deel, daar gaan hulle is op pad soontoe, en die derde deel wat daar op die berg, op by die altaar gebeur, hy bou die altaar, hy pak die vuur, hy sit sy seun op, hy is reg om hom dood te maak, en God sê stop, en die ram is daar agter in die bosse. OK. Daar's 2 maniere om hierdie storie te lees. Die een is die manier hoe ons meeste van die tyd die storie lees. Ons lees dit baie keer as 'n storie wat gaan oor Abraham se vertroue in God en Abraham se gehoorsaamheid aan God. En Abraham wat oorgegee het aan God en gesê het, okay, fine, ek gaan dit doen. Dis 'n manier om dit te lees. Maar Abraham is nie die hoofkarakter van die storie nie. Die hoofkarakter van die storie is God. Dis eintlik 'n storie wat gaan oor God, oor wie hy is. En dis nie net vir my en jou 'n storie oor God wie hy is nie. Dis vir Abraham 'n storie oor wie God is. Die hele movie gaan eintlik oor dat Abraham God leer ken op 'n manier. En jy gaan nou verstaan wat aan die gang is met dit. So, een van die vreemdste goed is dat Abraham nie verras klink nie. Weet jy hoekom het Abraham nie verras geklink nie? Abraham was nie 'n Christen nie. Christene het nie bestaan in die Ou Testament nie, maar hy was nie eers 'n Ou Testament se gelowige nie. Hy is nie iemand wat vir God gedien het nie. Abraham het uit 'n ander land uitgekom, uit 'n ander plek uitgekom. So ons lees sy pa Tera was geroep. Ons lees nie sy pa Tera was geroep. Ons lees sy pa Tera vat sy hele familie uit die landstreek waar hulle gebly het, ergens daarbo in Mesopotamië van die ou dae, en hy trek met hulle, maar hy kom net tot by 'n sekere plek en daar stop hy. En dan hoor ons God roep vir Abraham. Maar Abraham en sy pa Tera en hulle familie was nie mense wat God geken het nie. En dis deel van wat Abraham se verhaal, dat hy God toe gevolg het en na hierdie vreemde land gegaan het, waartoe God hom geroep het. Dis deel van wat dit so amazing maak, is dat ons weet, hy het nie hierdie God geken nie. Hierdie God het hom eendag geroep en sê, Abraham, jou pa het nou net tot hier getrek, ek wil jy moet verder gaan, jy moet nog verder wegtrek van jou familie af, in jou wêreld, en alles wat jy ken. En in daai het jy nie dit gedoen nie. Jou tribe, jou mense, jou plek, is waar jy gebly het, want dis waar jy veilig was. Dit is soos vandag waar, ek kry 'n visum, ek gaan kuier ergens oor see, ek gaan bly op 'n ander plek, ek het begree nie. Jy het nie dit gedoen nie. Jy vrek as jy na 'n ander plek toe gaan. Daar is nie mense wat jou reëls het en omgee oor wie jy is nie.
So jy het nie jou mense gelos nie, en God roep hom en sê, bring jou gesin, trek weg na 'n vreemde land, wat ek vir jou gaan gee, vir jou en jou nageslag, dit gaan vir jou amazing wees. En Abraham vertrou hom en hy gaan, maar Abraham het nie vir God geken nie, hy het nie groot geword met die idee van wie God is nie. Geen, inteendeel, die gode wat hulle daar gedien het, die hoofeen tussen hulle was die maangod gewees, en alle ander klomp, ander gode, en die idee van kindersoffer, was nie vreemd gewees vir hulle nie. Die gode waar hulle vandaan gekom het seker goed verwag van hulle. So ons lees, as jy verder aangaan, die storie, Israeliete wat dan teruggaan, God vat hulle weer na die land toe, wat hy vir Abraham beloof het. Hy sê, dis die beloofde land, ek het dit vir julle voorvader Abraham beloof, en daar kom hulle weer die klomp mense teer, die Kanaaniete, wat onder andere vir Molek dien, en Molek, deel van hulle aanbidding vir hom is hulle, maak hulle eie kinders dood. Hulle gee hulle eie kinders as brandoffers vir die afgod. En God sê, dis vir hom afskuwelik, dis vir hom vieslik, en dis een van die redes hoekom hy die mense uitgeroei wil hê uit die land uit. Jy doen nie so iets nie. Abraham het gode geken, wat van jou vra om jou kinders dood te maak vir hulle. En seker een van die hardste goed in die storie is, vir dekades volg hy hierdie nuwe God. En ek wonder of Abraham al amazed was, dat hierdie God is nie soos die gode wat hy geken het nie. Jy doen nie die weird goed wat hulle gedoen het, waar hy vandaan kom, om hulle te probeer happy hou nie. Hierdie God kom na hom toe, hierdie God het saam met hom kom eet op 'n stadium, hierdie God het 'n belofte aan hom kom maak, hierdie God het 'n verbond met hom kom maak, ek gaan vir jou 'n kind gee, en nou gee hy dit, asof dit alles net te goed was om waar te wees. Sê die God eendag vir hom, en nou gaan jy die kind doodmaak. En ek dink iets van Abraham se stilte moes in hierdie teleurstelling gewees het, dat soos hierdie God eintlik nou maar net soos die gode wat ek daar geken het. Is eintlik maar net soos hierdie gode wat my pa hulle gedien het. So hy pak sy donkie en hy vat sy seun en hy gaan na die berg toe. En daar is tog so ietsie van, daar kan iets verander, maar hy gaan en hy doen dit. Maar toe. So 'n paar plekke in die Bybel, as jy Engelse Bybel het, sê jy lees but God. Maar toe het God. Dit is van die mooiste goed wat jy kan raak lees in die Bybel. Dit sal 'n storie vertel en dan draai die hele storie om. Maar toe het God. Maar toe roep God hom en sê vir Abraham, stop. Daar is die ding wat jy kan offer. Daar is die een. Los jou seun, en Abraham noem die plek na die tyd God voorsien. God vra nie van hom sy seun nie, want God is anders. Dis 'n storie oor God, nie 'n storie oor Abraham nie. Dis 'n storie oor God wat anders is as die ander gode en die afgode wat hulle gedien het, wat vat van jou, wat meer van jou wil hê as wat hulle gee. Hierdie God gee, hierdie God voorsien. Hierdie God is die een wat nie net die lam gegee het nie, wat nie net die een wat hom as offer gegee het nie, hy is ook die een wat aan hom gegee het. So, wat leer ek van God uit die storie? Die eerste een is, God is nie soos ander gode nie. God is anderste. Hy sê dit 'n idee, hierdie mytes, as jy movies kyk en jy lees 'n bietjie 'n paar ouer boeke as jouself, dan gaan jy van die mytes en van die gode leer, en so die Noorweegse hele mytes oor al hulle soort gode, jy ken vir Zeus en daai klomp, daar's die Romeinse goed, daar's die Griekse, al hierdie stories en verhale oor die gode, en hierdie het dit gedoen, en daai en met dit gegooi, en toe hierdie en daai ingesluk, en dit is lekker tydjie goed om te lees, maar dit is aan die einde van die dag net stories. Die God is nie 'n storie nie. Hierdie God is die skepper, waarvan ons Bybel getuig vir duisende jare, waarvan God se mense en dit wat voorgeskryf is vir duisende jare voor dit al getuig. Dit is die pad wat ons stap met hom. Dis die een wat nog nooit gestop kon word nie. Dis die kerk, die huisgesin van God, die storie van God wat voortleef deur generasie na generasie van mense wat met hulle lewe moes betaal daarvoor. Hierdie is die God van alles. Hy is nie 'n storie nie. En hy is ook nie nog 'n weergawe van God nie. Hy is nie 'n God van
Islam, hy's nie 'n God van Hindoes nie, hy's nie God van enige ander soort ding nie. Hy is die enigste ware God. Hy sê, dit is die een. En Abraham leer iets van hom daai dag. Hy's iets heeltemal anders as ander goed wat mense aanbid. Hierdie is die lewende, ware God, die enigste een wat daar is. Dis wat ek leer uit die storie. En die tweede een wat ek leer uit die storie is, ek hoef nie bang te wees vir wat God van my vra nie. Ek weet nie hoekom nie. En dit is al glad nie vir jou waar nie. Maar vir een of ander rede, toe ek 'n kind was my grootste vrees. In die kerk groot geword, dan sê die dominee op Bloekhof, ons moet ons lewens oorgee vir die Here. Vir een of ander rede, was dit altyd my vrees, as ek vir die Here gee, Here, doen net wat U wil met my, gee myself oor vir U, dan gaan hy vir my sê, jy los jou familie, jy gaan Afrika toe trek, jy gaan sending daar gaan doen. So 12 jaar oud. Here gaan vir my sê, ek my familie los, ek moet nou, die gat ek my 12 jaar oud tas en ek gaan na Afrika sending doen. Vir jare was dit my grootste vrees. Vir een of ander rede het hierdie prentjie in my kop gesit, dis wat God vir my gevra. As ek hom 'n halwe kans gee, gaan hy sê, loop nou, ek meen, as ek net toegeweet het, né? Vir die eerste 20 jaar in my lewe, was my familie die enigste ding wat my min of meer op my pad gehou het. So die Here het hulle gebruik om my net min of meer in die lewe te hou. Vir wat sal hy nou sê, los hulle? Daar's niks hoop vir my oor as ek hulle los nie. Maar dit was my groot vrees. Somehow, as ek myself gaan oorgee vir God, dan gaan hy my alles vra wat ek het. Hy gaan wegvat van my. Dit gaan my meer kos as wat ek het om te gee, of as wat ek wil gee. Nog altyd in my kop was dit hierdie prentjie van, ek gaan inbetaal. Ek gaan 'n verlies maak. As ek sê, God, hier is alles wat ek het, soek hy meer by my, as wat ek kan gee. En dis nonsens. Hy is die God wat voorsien. Wat ook al God van jou vra, gaan vir jou wins wees. Dit maak nie saak wat dit jou nou in hierdie oomblik kos nie, hy gee meer. Dit maak nie saak hoe dit vir jou voel, ja, maar ek wil nie weg, ek wil nie hierdie weggee nie, ek wil nie hierdie stukkie aflê nie, ek wil nie hierdie ding doen nie, dit seer, is ongemaklik, dis nie wat ek nou wil gehad het vir my lewe. Dit maak saak wat dit is wat jy voel oor, ek verseker vir jou, dis wins. Dit gaan vir jou beter uitwerk. Hy gee meer as wat hy vra. Hy is die God wat voorsien. Ek het 'n prentjie van hoe dit vir my lyk, is so toe ek 'n kind was, en ek gaan sit in die kerk daar in Stellenbosch, en die kollektebordjie kom om, dan het ek altyd 'n geldjie wat ek uithaal en ek sit in die kollektebordjie. Maar dit was nooit my geld gewees nie. En my salaris was nie great toe ek so klein was nie. Dit was my ma en my pa se geld. Hulle gee vir my die geld en sê vir my, gooi daar in die bordjie. Hier staan maar, baie chaff myself. Tik. Ek weet ek het gebring hoor, ek het gebring. Wat God van my vra, is wel presies dit. Dit maak nie saak wat hy van my vra nie. Hy het eintlik maar vir my gegee. En dis geen verlies vir my, om hom te vertrou met dit nie. Dit maak saak wat dit is, wie dit is, wat 'n deel van my lewe dit is nie. Ek kan dit weggee. As dit is wat hy vra, kan ek hom regtig vertrou daarmee. Die derde ding wat ek leer in die storie het, en hierdie een leer ek by Abraham. Hierdie een is nogal iets wat ons uit Abraham se storie uit leer. Hy het goed gedoen met hierdie ene. Vers 5, toe hy vir die klomp mense wat moes help dra, sê, wag julle hier, ek en die seun gaan verder gaan. Gebruik 'n interessante woord. Hy sê, ek en die seun gaan daar gaan aanbid. Ek en hy gaan daar gaan worship. En dit is 'n baie spesifieke woord, dis nie asof dit per ongeluk so vertaal nie. Die woord beteken letterlik om op jou gesig te lê voor 'n koning. Jy aanbid hom. Jy gee oor aan hom. En dis dieselfde tipe ding wat ons vandag nog gebruik vir die idee van worship, van aanbidding. Maar as ek dink aan worship, dan is dit iets lekker. Ons gaan worship vanaand. Lekker die band gaan speel, sing. Great. Dink aan Abraham se hart, was daar 'n klomp ander gevoelens oor wat hy nou moet gaan doen. En hy kies daai selfde woord. Ons gaan worship. Ek gaan God gaan
aanbid. Ek sien baie keer iets wat ek moet opoffer, want dis wat God van my verwag. Ergens my pad met God sê God vir my, hierdie ding is nie meer deel van jou lewe nie. Hierdie pas nie meer by wat ek vir jou wil hê nie. En of dit 'n geleentheid is, of 'n gewoonte is, of 'n persoon is, of 'n verhouding is, ja, dit is vir my soos dit is my 'n las, dit is my 'n sleg ding. Ek moet nou hierdie ongemaklike ding doen, ek moet iets opoffer, is my iets negatief, maar ek sal dit maar doen, want dis wat God van my verwag. Weet, dis die beste vandaan, hè? Die beste tyd, dan kom ek hom daarby uit. Ag, dis my sleg, maar ek sal dit maar doen, uit gehoorsaamheid uit God uit. As Abraham sê, dis worship, aanbidding is iets anders. Aanbidding is 'n persoonlike ontmoeting met God. Dis yes, daai prentjie van jy lê daar voor die koning, maar dis jy die koning. Dis nie jy hoor van hom nie, jy's daar by hom. Dis 'n persoonlike ontmoeting met God. Dis groei in jou verhouding met God. Dis wat aanbidding is. Dis ek wat nader aan die Here groei. Dis oorgawe. Dis ek wat sê my lewe behoort aan God en God vat my op hierdie reis. Hy vat my op 'n nuwe avontuur daarmee. Dis die goed wat aanbidding is. Dis die goed wat daai ontmoeting met God is. Dis die goed wat worship is. Wanneer ek iets moet opgee, want God sê vir my hierdie moenie meer deel wees van jou lewe nie. Is dit hoe ek daaraan dink? Dis hoe ek dit moet sien. Dis nie die negatiewe ding, maar ek sal dit maar moet doen, want dis wat God van my vra nie. Dis 'n heilige ontmoeting met God. Dis 'n heilige geleentheid wat ek het. Ek wou dit gehou het God, maar wie weet? Dit is wat jy van my vra. Sit ek dit op die altaar. Dan gee ek dit oor. En al is dit ongemaklik nou, glo en vertrou ek. Dis amazing. En daarom gaan ek worship. En daarom verwag ek, selfs in daai tyd wat ek iets moet weggee, daai tyd wat ek iets moet neersit, dat ek so half aan wou vashou, dis okay. Dis meer as okay. Dis my ontmoeting met God. En God gaan my daar kom kry. Ek wil jou 'n oomblik gee, vir jou vra, dat jy net daar jy sit, maak jou oë toe, praat met God. Vra vir hom, Here, gee my duidelike geleenthede, waar ek iets kan neerlê, kan opoffer, wat U wil hê ek moet opoffer. En help my dan, om te onthou, ek kan nie vertrou daarvoor. Hy ons 'n minuut gee, en dan gaan ons saam afsluit. Heilige Gees van God, Jy hoor elke gebed vanaand. Jy hoor elkeen wat vra, wys vir my waar ek iets moet opoffer. Wys my waar ek iets moet kom neerlê. Ek bid Heilige Gees dat U vir ons sal help om te sien. Dat U vir ons sal help om te hoor. Dat die harde sal praat as wat ons doof wil hou soms daarvoor. Dat U vir ons duideliker sal wys as wat ons soms wil blind wees daarvoor. Dat ons sal weet wat dit is wat ek moet opgee in my pad saam met U en help my Heilige Gees om te onthou in daai oomblik dat dit 'n wins is, dat dit goed is, dat dit 'n heilige ontmoeting met U is. Kos my niks nie. U is my lewe en U voorsien. Amen. Kom staan.
For it's the way to prove my love when feelings go away. And if it costs me everything, I'll obey. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hands. For it's the way to prove my love when feelings go away. And if it costs me everything, I'll obey. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you,
stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, it's Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I know you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. That is who you are. And that is who you are. That is who you are. And that is who you are. And that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I know you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it again. You are waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I know you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Ek weet nie waar die altaar in jou lewe is nie. En ek weet nie wat dit is wat God vir jou vra om neer te lê nie. En daar is heel moontlik vandag al goed. Ander goed kom ook later. Wat ook al dit is. Jy sal nooit in jou lewe terugkyk en sê, wens ek het my eerste dag goed gehou nie. Jy sal altyd terugkyk in jou lewe en sê, Here, dankie. Ek het dit nie verstaan nie. Dankie. Vertrou God daarvoor. Want hierdie is die God wat ons in glo. Die een van wie ons sê, die liefde van God ons Vader. Die genade van Jesus Christus ons Here. En die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees van God is by jou en bly by jou. Jy kan hom vertrou, jy kan hom volg, jy kan oorgee.